Goeienaand almal en welkom by ons Pinksterreeks. Daar's nog enkeles wat van agteraf 'n plekkie soek. Julle is meer as welkom om te kom sit. Ons wil sommer baie welkom sê vir al die Waterkloof en Groenkloof lidmate. Soos julle teen die tyd weet, en dit is ek dink al die 3de jaar, hou ons en Groenkloof gemeente net hier aan die ander kant saam Pinkster, en dit is vir ons elke jaar 'n voorreg om dit ook so saam te doen. Vriende, reg aan die begin wil ek sommer net welkom sê vir Dr. Willem Nicol en vir Tannie Joke. Baie welkom hierso. Dit is vir ons 'n voorreg om julle hier in ons midde te hê. Ek gaan nou so ietsie meer sê oor hoekom spesifiek Dr. Willem, maar ek gaan oom gaan my vergewe as ek nou oorslaan na oom toe. Vir dit is soos oom Melanel en oom Willem is vir ons jonges 'n oom. En men dis uit baie respek uit dat dit so is, maar oom is 'n bekende in hierdie gemeente en daarom is dit elke keer vir ons lekker om oom hier te hê. Oom het al menigte kere hier eredienste gelei, maar ook Pinksterreekse gelei. So dankie dat oom weer hier is. Soos julle weet is ons op die vooraand van 'n eenwording saam met Groenkloof gemeente. En een van die drome wat ons as twee gemeentes gesamentlik op die oomblik het, is om ondersoek in te stel of ons dalk van die Groenkloof kampus 'n sentrum vir spiritualiteit kan maak, of dit kan ontwikkel in 'n sentrum vir spiritualiteit. En dit is dan nou met hierdie doel voor oë, wat ons dan nou spesifiek vir Dr. Willem genooi het, want Dr. Willem is een van die mees gerespekteerde leiers op die gebied van spiritualiteit, en daarom is dit vir ons 'n groter voorreg nog dat oom hier so is, en om sommer net vir ons almal so 'n bietjie 'n voorsmaakie te gee van wat alles daar kan ontvou. So ek gaan nie te veel verder sê nie. Ons sien uit na hierdie week en om ook hierdie week saam met oom te reis onder die tema bewus lewe op oom se eie soortige manier. En dan wil ek ook net vir julle almal hartlik uitnooi om saam met ons te kom eet en te kom kuier na die tyd. Daar is genoeg kos. Dis deel van die spesiale aard van ons Pinksterreekse, is dat dit nie net oor die erediens nie, maar dat die saamkuier eintlik 'n voortvloeiing is van dit wat hier in die erediens oor nagedink word. So asseblief moenie te vinnig huis toe gaan nie. Elke aand is julle meer as welkom om saam met ons te kom eet. Dankie, Hannetjie, Wouter, die hele span wat vars potbrode gebak het, groenkloof wors, kase en konfyte. Dis wat op vanaand se spyskaart is. Oor oom, baie dankie. Goeienaand vriende. Ag, en ek dink ons voel almal om vir mekaar te sê, het is lekker dat jy gekom het en dat jy hier is. Julle sien my loop met 'n kruk. Ek wil daarom net sê, moenie bekommerd wees nie, dis net as gevolg van 'n besering en ek het nie probleme om hier te staan nie. So as my preek 'n bietjie kort is dit nie oor die kruk nie, hoor. Dit is omdat die aard van hierdie dienste dit vra. Kom ons praat 'n oomblik net daaroor. Ons het gesê ons raak stil oor bewus lewe, en daarmee het ons bedoel, ons was nou net bang julle gaan dit misverstaan, maar hier kan ek dit verduidelik. Ons het bedoel meditatiewe dienste. En wat is dit? Dit is 'n diens waar die klem meer val op die eie ervaring, die eerstehandse ervaring van wat wil die teks nou vir my in my omstandighede sê, en wat wil dit aan my doen, waar wil hy my raak? So daar kom 'n klein bietjie stilte hier en daar, nie baie lank nie, moenie skrik nie, so 4 of 5 minute, sodat jy net dit alles kan internaliseer wat jy beleef terwyl ons lees. En om dit aan te help, is daar in so 'n diens 'n bietjie meer kunsvorms. Ons sê baie dankie vir Betsy en Bambi dat hulle ook hier is. Daar is 'n bietjie herhaling van eenvoudige sang. Ons sing dit so 'n paar keer oor. En die boodskap is kort. Baie soos wat ons nou al vir baie jare, 20 jaar eintlik, in Stellastraat doen. Maar hier is so 'n bietjie aangepas vir die behoeftes hierso.
So dit is wat ek wou sê oor meditatiewe dienste. Oor die tema bewustheid, mindfulness, presence, teenwoordigheid, al baie woorde vir dieselfde soort ding. Dis om bewus in die oomblik te lewe en nie te lewe in jou vrese oor die toekoms of wat ook al nie. Die diepte dimensie van bewustheid is bewus daarvan dat God teenwoordig is in al jou ervarings. Dit verleen die diepte en die sterkte aan mindfulness. En daarom gaan ons die volgende aande, ek nooi jou eintlik nou hier om die reis saam met my te onderneem. Ons gaan 'n reisie onderneem ten opsigte van bewustheid en die diepte daarvan. Môre aand vanaand is ons nou eers by die wortels, ons wortels in ons geloof en wat dit doen aan ons bewustheid. Môre aand swaar kry, Dinsdag aand verhoudings, Woensdag aand my waarnemings, my sintuie en die laaste aand Donderdag stilte, die waarde van kort en lang stiltes vir hierdie releasing yourself into the moment, vir hierdie bewustheid. Ek nooi jou om saam met my daai reis te onderneem. Maar nou is ons klaar met die verduidelikings. Kom ons, nee wag, ek wou net hierdie saak nog heel duidelik maak. As ons gelees het, gaan daar vanaand 4 minute stilte wees. Wat maak ek met daai 4 minute? Daar's baie moontlikhede. Maar ek gee vir jou nou 'n moontlike manier van doen wat kort en eenvoudig is. Kom ons kyk net saam daarna. Kies vir jou 'n woord of kort frase uit die gedeelte. Met ander woorde, ons lees 'n hele gedeelte. Kies wat nou met jou praat. Jou doel is om daarna te sit en luister. Dis jou homebase waarna jy telkens terugkeer. Ander gedagtes sal gedurig opdaag. Dis natuurlik. Ek moet eintlik hierdie nommer 4 onderstreep het. Daar sal ander gedagtes wees, moenie probeer om aan niks te dink nie, want jy sal dit nie reg kry nie. Daar sal gedurig 'n mens se kop is nou eenmal so, God het ons lewendige koppe gegee. Ander gedagtes sal gedurig opdaag, dis natuurlik, moenie hulle probeer keer nie. Jy keer net telkens terug na jou homebase, terwyl die ander gedagte laat los. Ek sit en dink oor wat ek môre moet doen of so, dis alright, maar laat hom net verbygaan. As jy jou woord of frase uitgeluister het, praat met die Here, of sit net by hom, of kies 'n ander woord. Moenie daar sit met 'n verwagting of doel nie. Jy bly by jou intensie, jou bedoeling om te luister, en dit is genoeg. Solank die bedoeling daar is vir daai 4 minute, dan is dit reg so. Wees altyd tevrede met wat gebeur het. Goed vriende, iemand sal vir ons die kers aansteek terwyl ons sing.
stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg en na u bergvestings. Amen. Liewe vriende, geliefdes, genade vir julle elkeen en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En nou gaan ek die skriflesing eers lees, dat jy dit met die oor ontvang, en daarna projekteer ek dit, sodat jy ook daarna kan kyk, en jy kry stilte om dit te laat indring in jou. Dis die storie wat ons almal goed ken, maar jy kan weer en weer na hom kyk, want dit is een van die sentrale gedeeltes wat dit so duidelik maak wat Jesus eintlik wou sê. Die seun het gewens sy pa gaan dood en toe wil sy pa nie doodgaan nie, toe sê maar gee in elk geval my erfenis vir my. En hy's weg en het met 'n losbandige lewe het hy dit uitgemors. En nou die volgende. Hy het toe opgestaan en na sy pa gegaan. Hierdie mannetjie. Hy was nog ver weg. So het sy pa hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom om die nek geval en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy pa, pa, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. En dan het sy besluit was eintlik om nog te sê, maak my net 'n arbeider. Maar die pa spring in voor hy dit kan sê. Maar sy pa het die bediendes opdrag gegee. Bring gou die beste stola en trek dit vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Laat ons eet en fees vier.
Nou wil ek graag 'n paar woorde sê oor die teksgedeelte. Maar eers net dit. Ek dink baie van julle het nou die regte idee gehad, jy hoef nie te sing as ons sing nie, maar jy kon gesing het. Party het miskien gedink, julle is nie veronderstel om met sulke mooi musiek saam te sing nie, maar ons kan, dis jou keuse, sing of stil bly. Vriende, ek sit 'n ruk gelede in die kar en wag, en daar kom 'n lied wat ek nie ken nie, en die lied sê, "This is what we believe." Ek onthou net daai frase. Nou as jy nou moet sê, "This is what I believe." Dit is wat ek glo. In een sin, en die bepalende ding. Wat sal jy kies? Daar's natuurlik meer as een manier om dit te sê. Maar kom ons probeer vanaand een goeie roete. Ek wil die vraag stel, wat het Jesus nou eintlik kom sê? Wat is die boodskap wat hy kom oordraai het? En jy kan daarop antwoord soos volg. Hy het kom aankondig dat God reeds besluit het om ons almal as sy vriende aan te neem. En ons kan dit net glo. Hy het kom aankondig soos 'n aankondiging, iets wat jy aankondig. Dat God reeds besluit het, soos in dit die besluit is geneem, om ons almal as sy vriende, klink miskien 'n bietjie hoog, maar dit staan in die Bybel, sy vriende aan te neem. En ons kan dit net glo. Daarop sou ons miskien daarom voel om te antwoord, nee, wag 'n bietjie, Here Jesus. Vriendskap met die almagtige een in wie se hand die heelal is, dit is 'n groot ding. Jy kan hom nie sê, ons kan dit net glo nie, dis te maklik. Wie kan nou nie opstaan en sê, ek glo dit nie? En daarop sal Jesus dan antwoord, dit lyk my jy begin verstaan. Dis die punt. Dit is die struikelblok vir baie mense. Dit moet so wees. Jy is nie verplig om te glo nie, maar as jy dit glo, kan jy dit net glo, want dis nie jou geloof wat die ding maak nie. Die ding gebeur omdat God dit gee. Jou hand kan maar leeg wees. Hy gee. En daarop sal ons miskien vra, "Sjoe, maar waarom sal God nou die grootste van alles sommer net so verniet uitdeel?" En daarop sal Jesus sekerlik antwoord, "My Vader is, soos een van ons belydenisskrifte sê, 'n alleroorvloedige bron van alles wat goed is." God is goedheid, goedgunstigheid in homself. Hy loop oor daarvan. Hy wil vir jou gee. Hy wil vir jou gee. Maar daarvoor het hy 'n leë hand nodig, want wat hy wil gee, het 'n leë hand nodig, anders is daar nie plek nie. Soveel is dit, lewenslank word dit al meer. En daarom wil hy jou laat verstaan, jy kan dit net glo. Vriende, dit is wat ons mos glo. Die oneindige goedgesindheid teenoor elkeen van ons. Vat nou maar die storie wat Jesus vertel het om dit te verduidelik. Hierdie mannetjie verdien daarom nou wragties net 'n pak sla. Hy hoop vir 'n bietjie genade. Nee, hy wil bargain met sy pa. Voor jy my slaan, ek sal 'n arbeider word. Ek sal daar in die arbeidershuisie gaan woon. Maak my net dit. Ek is nie meer jou seun nie, ek weet, ek verstaan.
Hy hoop op 'n bietjie genade, maar sy hoop is heeltemal te klein, soos wat die meeste van ons se gedagtes oor die goedheid van God heeltemal te klein is. Want wat doen die pa? Hy hardloop, val hom om die nek, soen hom, en as die seun nou wil begin praat, laat ek maar net 'n knegg word, dan is die pa al klaar besig om te reël vir 'n groot fees dat hierdie kerel terug is. Dis ons God daar, het jy geweet? Ja, ons weet dit, nee, maar is dit in ons harte in? Dis ons God. Die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ek voel om dit weer te sê, dit staan daar in die eerste artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Die alleroorvloedigste bron van alles wat goed is. Daarmee kan jy lewe, en as ons daarmee sou lewe, wat gaan dit doen aan 'n mens se bewussyn? By my kom op die Engelse frase, alone in an indifferent universe. 'n Mens kan so voel, né? Ek is eintlik in die laaste instansie op my eie in 'n onverskillige, dalk onvriendelike heelal. Ek weet nie hoekom ek hier is nie, maar dit is verlore. Ek verstaan dit nie, ek is op my eie. Terwyl, as die Here hierdie bewussyn vir ons gee waaroor ons nou hier praat vanaand, dan weet ek van iets groter wat hierdie ander gevoel heeltemal overroel. Dat daar saam met my 'n teenwoordigheid is, nie net 'n teenwoordigheid nie, 'n goedgesindheid. 'n goedgesindheid wat eintlik oneindig is. Liewe vriend, hoe diep leef jy al daarmee, dat daar in die wel en wee van die lewe, saam met jou, 'n goedgesindheid van die Vader is, wat hemelhoog is, onpeilbaar, oneindig, en wat jou hele bewussyn wil verander, al meer en meer. Hoe meer hierdie ding in 'n mens toegelaat word, jy meegee daaraan, hoe meer wil dit jou manier van kyk na jouself, na jou dood, na jou lewe, jou vriende, ander verhoudings, alles. Al hoe meer wil dit jou bewussyn verander, 'n nuwe bewussyn vir jou gee. Want dit is mos nou wat ons glo. Die onpeilbare, oeverlose goedgunstigheid van God teenoor elkeen van ons. Amen. Genade, onbeskryflik groot. Genade, onbeskryflik groot. U aan my bewys. Verhard, verlore was my gees. U liefde het my genees. Sou ek uit eie krag moes leef, op goeie werke steun, dan sou my beste nooit kon dien, om u my Heer te sien. Deur u genade leer ek leef, my hart aan u verbind. Deur donker by
te eer, my dank aan U, o Heer. Vriende, die God van genade is nou hier by elkeen van ons. Nog 'n paar minute van stilte. Ewige Vader,
Ons praat maar in ons klein taal oor hierdie dinge en verstaan so 'n bietjie hier en daar, maar ons besef, ons praat oor dinge wat ver by ons gedagtes verbygaan. Ver meer is as wat ons ooit kan dink. Ons kry net 'n aanvoeling, hier is iets groter. Baie dankie dat ons, al kan ons dit nie heeltemal verstaan nie, ons kan oorgee daaraan, want ons verstaan in elk geval nie die lewe nie. Dankie Here, dat ons 'n plek het waar ons kan lewe, in U omhelsing, U wat hardloop na ons, om ons om die nek te val. Dankie dat ons daar kan lewe, wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan. Dankie dat U ons 'n vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat deur niks van ons weggeneem kan word nie. Ons vra Here, gaan tog voort om te werk in elkeen van ons se bewussyn. Bevry ons van die kleinheid en die kleinlikheid. En laat ons lewe met 'n groter gedagte. Die gedagte om kanale van U heilige liefde te wees. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang nou, soos in regtig ontvang, die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God die Vader. En die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.
Baie dankie Betsy en Bambi. Dankie vir die hulp om oop te maak, hart oop te maak. Vriende, kom ons beweeg na die saal. Sien julle môre aand.